kan maak wat almal moet nakom nie. Net een wet? Ja, ek maak een reël en die hele huisgesin, pa en ma en jy moet dit gehoorsaam. Dit klink fantasties. Wat sou jou reël wees? Almal moet onmiddellik doen wat ek sê. Wat as dit iets dom is om te doen? Ek sal nie dom goed doen. Onthou jy hoe jy 2 weke terug in die huis gestorm het en gesê het, ons moet dadelik almal die huis verlaat? Ai sis, ek het regtig geskrik vir daardie slang. Dit het gelyk soos 'n Kaapse kobra. Meer soos 'n groot aardwurm. Okay, ek het bietjie oordryf. Wat sou gebeur het as ons almal na jou geluister het? Ons sou seker op straat geslaap het. Presies. So, ek dink nie dit is 'n goeie idee dat jy reëls maak nie. Nou wat sal jou reël wees? Almal moet stil wees as ek so sê. Wat as 'n brand is? As dit belangrik is, mag jy vra. Wie besluit of dit belangrik is? Julle moet my kom vra. Sê nou die brand is waar jy is en ons kan nie by jou uitkom nie. Ja, dit is 'n probleem. Hoe kry pa en ma dit reg om reëls te maak? Ja, daar is so baie om aan te dink. Pa sê hulle reëls is om dit te doen wat goed is vir ons almal in die gesin. Dan moet pa my nie pak gee nie. Dit is nie goed vir my lyf nie. Dit is goed vir dit wat binne jou lyf is. Ja, ek moet sê, my ore gaan nogal oop na 'n pak. Ek hoor pa en ma sommer baie beter. Haha, ja, mense wil nie eers dink aan verkeerde dinge nie. Baie maat. Bye! Alright, baie dankie. Ek weet nie as iemand buitekant, so ek gaan maar hier afsit. Kom ons maak ons Bybels oop, ons gaan 'n lekker gedeelte saam hanteer. Ons kry net weer terug. Exodus. So dis 20. Ons gaan saam met dit lees, gaan ons kyk na 'n gedeelte Deuteronomium 5. Vanmôre gaan ons kyk na die 10 gebooie en ek is seker almal van julle as julle huis toe gaan julle die 10 gebooie ken. Kan ons dit vir mekaar waarborg? OK, dit gaan lekker wees. So jy sal moet ontspan en jy gaan moet leer. Ons gaan sekere moeilike goedes doen en jy gaan moet mooi dink. En dan gaan ons 'n klomp maklike goed doen wat heerlik gaan wees. OK, is julle reg daarvoor? Goed, kom ons maak ons Bybels oop. Exodus 20. Exodus 20. Kom ons bid en dan vra ons vir die Here om vir ons die woord oop te maak. Dankie Here Jesus vir u wonderlike liefde. Dit is vir ons lekker om u woord oop te maak en te weet dat die woord is die waarheid. Ons kan alles glo want dis u wat met ons praat. Dis u woord. En Here, daarom wil ons nie sommer net dit lees en sommer net vergeet nie. O nee Here, ons wil dit leer, ons wil daaroor dink en Here, ons wil doen wat u van ons vra. Ons bid dit in u naam. Amen. Exodus 20 van vers 1 af. Toe het God al die woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slawerny uitgelei het. Dis baie belangrik. So ons begin hierdie gedeelte om te sê, die Here sê, ek is die eienaar. Hoekom is ek die eienaar? Want ek het julle gelei uit slawerny uit. En omdat ek die eienaar is, kan ek vir julle sê wat julle moet doen. OK, so dis hoe dit begin. Dit begin om te sê, God is die een wat in beheer is van alles. Dan, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie.
Moet ek weer hier aansit vir jou? Nee, so kom hier binne. Jy sommer daar staan. Jy mag nie vir jou 'n gesnede beeld maak nie, enige afbeelding wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n besittelike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik, want die Here sal hulle sy naam misbruik, hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatsdag, deur dit heilig te hou, 6 dae moet jy werk en alles wat jy doen, moet doen, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde, die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatsdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen jou naaste nie, vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en sy donkies, nie enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Net tot sover. So, ek wil hê ons moet hierdie gedeelte deurgaan en ons moet dit leer. Kom ons begin. Daar is Moses met die 10 gebooie wat hy ontvang het. God het vir hom die 10 gebooie gegee wat hy moes vir die volk gaan leer. Kom ons begin by die eerste ene. Wat is dit? Baie maklik. 1. Dit wil vir jou sê, daar is net een God. So maak so. Maak so. Al is jy 85. Maak so. Daar's hy. Alright. Wat sê dit vir jou? Daar is net een God. OK. Nou, wil ek hê julle moet hierdie leer. Daarbo is die Hebreëus, né? So dit wil ek hê jy moet leer. Maar ek wil hê jy moet hierdie leer wat die Israeliete gereeld vir mekaar gesê het. Onthou jy, ons het in 'n diens dit op 'n stadium vir mekaar gesê. Alright. Nou hy begin met Shema. Nou sê maar, as jy daaroor dink, hoe kan ek Shema onthou? Shema. Dit is sy Shema en dis hy Shema. Sien jy? Dis baie maklik. Dan sê jy, o, so jou Shema dit vir my vertel. Shema. So dis baie maklik, is dit nie? Shema. Kan julle Shema sê? Shema, wonderlik. En dan het jy Israel. Israel. Kom aan. Dis maklik om te onthou, Israel. En dan Yahweh. Yahweh is God. Yahweh. Kan julle sê Yahweh? Yahweh. Goed. En Eloheinu is maar van Elohim. Eloheinu is ook God. So die Here, Yahweh is die Here. Die Nuwe Testament sê hy is Kyrios. Hy is die Here. Hy is die Here. Soos Yahweh, Eloheinu en dan weer Yahweh. En dan Echad. Alright, Echad beteken een. Daar's net een gat. Echad. OK? Daar het ek 'n bietjie Xhosa gepraat. Dis Echad. Dis een gat. Nie 2 gate nie, dan was dit tog gat. Maar dis Echad. OK. So dis maklik om te onthou. Kom ons kyk of ons hierdie goedes kan saam sê. So, dis Shema, Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Echad. En nou ken jy Hebreëus. Is nie amazing nie? OK, dink julle gaan dit kan sê? Alright. Wat moet ons eers onthou? Dis Shema. Shema. OK, daar's die eerste Shema. Daar by Israel is daar groot moeilikheid. Shema, daar's groot moeilikheid by Israel. OK, Shema, Israel, en dan sê ons Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Echad. Ek is doodseker julle gaan dit. Ons gaan weer daarna toe terugkom, maar ek is doodseker julle sal dit kan onthou. Ons gaan dit net nou weer toets. Alright, dan kyk ons of julle iemand hierdie pragtige frase kan doen. Dis 'n woorde wat gereeld gesê het. As jy Jood was, moes jy dit gereeld opgesê het en moes jy dit kon noem. Goed. So, wat beteken dit? Een God. Alright. Kom ons kyk gou na die volgende een. Daarsop.
'n 2. Nou ek wonder of party van julle vir my kan wys. As jy nou 'n 2 sê, daar's 'n 2. Lyk dit soos 'n 2. Kan julle sien? Alright. 'n 2, nee. Wat lyk dit vir jou soos? As ek nou so sit, dan bid ek, nee. So wat sê die tweede gebod? Jy mag geen ander God aanbid nie. Okay. So, as ons daar kyk, sit gou die volgende enetjie net, as jy weer druk daar. Daar's hy. So daar's 'n mannetjie wat so sit, hy lyk soos 'n 2 en hy sê geen ander God mag ek aanbid nie. Alraai, wat is 1? Een God. Wat is 2? Jy mag geen ander God aanbid nie. Alraai, hoe vorder dit op hierdie stadium? Goed. Kan jy dit onthou? Alraai, kom ons kyk gou die teks daar. Deuteronomium 5 vers 8. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is. Okay? So, mag jy enige afbeelding maak. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van hulle ouers, selfs die 3de en die 4de geslag van hulle wat my verwerp. In Deuteronomium net voor dit vertel hy ook vir jou, jy mag nie 'n afbeelding maak van 'n mens nie, nie van 'n man nie, nie van 'n vrou nie. Nou, kom ons dink gou daaroor. Mag iemand dan enigsins skilder? As jy nie 'n afbeelding maak van 'n vrou nie, nie van 'n man nie, nie van diere nie, nie van dit wat in die hemel is nie en ook nie dit wat op die aarde is. As jy hulle verafgod. Okay, so wat is die ding dan? Jy mag nie van hom daar staan dit, maar van 'n God maak nie. Jy mag nie van hom 'n God maak. En dan sê hy daarso en onder die water en onder die aarde, jy mag nie voor hulle in aanbidding val nie. Jy mag nie van hom 'n God maak nie en jy mag nie van hom aanbidding val. So as jy dink aan 'n Boeddha beeldjie, mannetjie met so 'n vet boekmaagie, nee, en iemand bid voor dit, is dit verkeerd? Absoluut is dit verkeerd, nee. Maar nou is dit interessant en ek wil hê julle moet saam met my hieroor gou dink. Kom ons kyk gou na die volgende een. Moses maak 'n koperslang. Wat het hier gebeur? Wie kan vir my onthou wat hier gebeur? Die slang het die mense begin byt. Slang het hulle gebyt. En wat sê God toe? Wie sê hulle moet 'n koperslang maak? God. So moet hulle afbeelding maak van 'n slang. So wat daarvan as ons sê 'n afbeelding maak van iets is 'n sonde? Dan het God vir hulle gesê om 'n sonde te doen. Is julle met my? OK, so was dit 'n sonde gewees om dit te doen? Nee, maar wat het later aan in Israel gebeur? Toe begin hulle om die slang te aanbid. En dis die fout. Dit is die sonde. Die sonde is nie om die slang te maak nie. God het die opdrag gegee om die slang te maak op 'n paal. Vang julle dit? Dis baie belangrik want baie mense sal vir jou sê, nee, jy mag nie dit doen nie. Nou wil ek julle aan ene wys wat baie wonderlik is om daaroor te dink. Kom ons wys die volgende. Hierso. Hebreërs 8 vers 5, hulle bediening is 'n afbeelding van afskuwing van die hemelse, afskaduwing van die hemelse, net soos die goddelike opdrag wat Moses ontvang het toe hy die ware tabernakel moes oprig. En God vir hom gesê het, let op dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is. So Hebreërs sê vir ons, toe Moses die goeders gemaak het wat in die tabernakel moes kom, hoe moes hy dit maak? Presies wat hy gesien het in die hemel. In die hemel. So as God vir hom 'n opdrag gee, maak vir my 'n afbeelding van alles wat jy in die hemel sien, en is 'n sonde om alles te maak van 'n afbeelding wat in die hemel is, dan het hy sondig. Kom ons kyk na hierdie een. Kom ons kyk op die volgende. Daar's 2 engele wat hulle moes maak. Hoekom moet hulle engele maak? Want is God se opdrag en hy moes dit gemaak het presies soos dit is in die hemel. Alraai? So is dit 'n sonde om 'n engel te maak. Wat is 'n sonde? Om hom te aanbid. Is julle met my mee? Daar's so baie keer misverstande rondom hierdie goedes en ek wil so graag hê mense moet mooi kyk vanuit die Bybel uit, want ons wil nie ons eie reëls opmaak nie. Ons wil nie ons eie denke nie. Ons wil doen wat die Bybel sê. Die Bybel sê
Hier moes 'n afbeelding gemaak word presies soos wat in die hemel is. Die probleem is nie dit nie, die probleem is die aanbidding daarvan. Dit is wat God haat, want daar is net een God. Vervang julle hierdie? OK, verstaan julle dat hulle afbeeldings gemaak het van die hemel en is nie 'n sonde nie. Die sonde is as jy begin om dit 'n God te maak of dit te aanbid. Dit is die beginsel van die tweede gebod. En as jy dit onthou, gaan jy so wonderlik wees, want dan gaan dit jy vir jouself sê, niks in my lewe moet belangriker as God wees nie. Baie keer in ons lewens is daar ander goedes wat ons belangrik maak. Ons sal byvoorbeeld sê, ek gaan nie vanmôre kerk toe gaan nie, want ek wil my huiswerk doen. Dan is my huiswerk belangriker as God. Nooit nie, nee. God is die belangrikste. Ek doen alles wat hy van my vra en hy is nommer 1 in my lewe. So wat sê dit vir my? Daar is een God. Wat sê dit vir my? Geen ander gode mag jy aanbid nie. Alright, so is almal op hierdie stadium by my. Julle is by my. Kom ons gaan na die volgende gebod toe. Is julle reg nog? Spaai julle nog? Julle is met ons. Goed, ons is by 2 gebode mooi verby. Kom ons kyk na die volgende een. Daar's 'n nommer 3. Nou wie wat lyk 3 vir my? Nou nommer 3 vir my. Soos iemand se dik lippe. Sien my lippe? Maak jou lippe. Soos wat lyk dit? Dit lyk soos 'n 3. Is dit nie? Lyk jou lippe soos 'n 3? Lyk jou lippe soos 'n 3? Kyk jy persoon langs jou, kyk hoeveel lippe soos 'n 3 is. Alright, goed. Daar lyk soos lekker dik luscious lips. Goed. Wonderlik. Jy sien sommer hoe pragtig lyk hierdie lippies. Kom ons kyk as jy nog eenetjie daar aangaan. Daar lyk. So dadelik sien jy, as jy tussen die lippe steek jou tong in, dan weet jy dit is jou lippe. Die 3de gebod sê jy mag nie die Here se naam misbruik nie. Jy mag nie dit misbruik nie, toe lippies. Alright, mag nie die Here se naam misbruik nie. Hoe misbruik mense vandag die Here se naam dan? Het jy gesien deesdae? Daar is omtrent nie 'n fliek wat jy kan aan dink waar hulle nie die Here se naam gebruik nie. En dan het hulle allerlei verskonings, maar hulle praat nie regtig van ons God nie. Nee, die Bybel sê as hulle praat van God, daar is net een God. OK, so mag nie die naam van die Here misbruik nie. Wie wat 'n ander ding wat baie mense doen wat kinders van die Here is, hoe hulle sy naam misbruik. Hulle sê hulle is kinders van die Here, maar hulle praat lelik by die skool. Hulle skinder. Hulle doen nie lelike dinge. Wat gebeur dan? As ek sê ek's 'n kind van die Here en ek lewe nie soos 'n kind van die Here nie, wat is ek besig om te doen? Die Here se naam ydelik te gebruik. Is dit verskriklik? Daarom as ek sê ek is 'n kind van die Here, moet ek lewe soos 'n kind van die Here. Anders is ek besig om die 3de gebod te oortree. Bly liewste stil as jy 'n kind van die Here is en jy wil nie so lewe nie. OK? Jy gaan in enige geval hel toe. Maar as jy 'n kind van die Here is, dan is jy iemand wat vir die Here lewe. Jy gebruik sy naam nie ydelik nie. Kom ons dink gou weer. Wat is die eerste gebod? Net een God. Die tweede gebod? Geen ander gode nie. Die 3de gebod? Mag nie die Here se naam ydelik gebruik. Is daar iemand van julle wat al 3 gebooie ken? Wie ken al 3 gebooie? Is julle met my? OK, is almal met my? 1, 2, 3. Alright, dis op hierdie stadium nog maklik, nee. Kom ons kyk na die volgende een. Daar's 'n 4. So kom ons kyk wat maak hierdie 4. Kom, maak druk vir ons daar weer. Soos wat lyk dit? 'n Boot. Gaan nog eenetjie. Daar is bietjie 'n brander en dan is daar nog 'n brander. Kan julle sien? Daar's 'n boot op die water en sy seil is 'n 4. Wat wil ek graag doen as ek baie keer dink om te rus? As 'n ou nou rus. Maar ek hou nie daarvan dat daar golwe is nie, want ek het so 'n ding wat my maag omkrap as daar golwe is. Weet jy van julle nie? Ek raak naar. Weet jy wat is een van die wonderlikste dinge? Ek weet nie of julle ken vir 'n maatskappy met die naam van Greenpeace. Greenpeace is 'n maatskappy wat sê ons moet baie mooi kyk na die watersgoed is. Hulle hou eintlik nie daarvan dat jy vis vang nie.
want die vis moet aanhou leef. Nou baie keer as ek op die see gaan, dan voel ek soos Greenpeace, want alles wat ek uithaal by die see sit ek ook terug in die see. Ek raak verskriklik goed baie siek as ek nou op die see is, nie? Baie siek. So, maar ek kan dink as die water mooi plat is, wil ek graag op die see gaan lê en net rustig wees. Dink jy nie dis lekker nie? Net rustig wees. En dis hoekom dit laat my dink aan 'n rustdag, 'n Sabbatsdag. Die 4de gebod is die Sabbatsdag moet jy heilig hou, nee. Vandag weet ons dat Christus gekom het en hy het opgestaan op die Sondagmôre. En dis die dag wat ons nou by mekaar kom en wat ons saam die Here loof en prys en vir hom gee, sodat sy woord verkondig kan word. Maar dis die 4de gebod. Die 4de gebod is rus. Okay? So 4 is, die seil word gespan en jy dink aan, jy lê daar op daai boot en jy dink, okay, daar's nie golwe nie mense, is nie golwe nie, dis lekker, dis rus. Alright, sê julle dit onthou. So, kom ons kyk of julle al die gebooie tot dusver kan onthou. Wat is nommer 1? Daar is hy, nommer 2. Daar is hy, nommer 3. Jy mag God se naam gebruik. Ja, eintlik gebruik nie. Goed, nommer 4. Sabbatsdag heilig. Daar is hy, hier gaan ons seil. Alright, kom ons kyk die volgende een, het ek so 'n mooi seilboot daar. Kyk, hy's 'n nommer 4 op hom. Nou kyk gou baie mooi. Waar sien julle 'n 4? Wie kan vir my wys waar sien jy die 4? Daar's 'n paar 4's wat jy sien, is dit nie? Kan julle al die 4 sien? Kom maar, ek het een van hulle gekies. As jy net daar vir my druk, die een het ek gekies. Daar's hy. Daar's 'n groot 4. So, volgende keer as jy sien en daar's die bote wat daar seil, dan sien jy wat? Dan sien jy, ek onthou die 4de gebod. Die 4de gebod is die Sabbatsdag moet jy heilig. Sê julle daai kan onthou. Alright, ons is nou eers by die 4de ene. So kom ons kyk die volgende een. Die volgende een wil ek vir julle wys. Nou hou daar soos 5. Nou ek gedink, hoe beeld 'n oue 5 baie mooi uit? Nou ek gedink ek gaan nou so wees. Kom my net vir 'n rukkie. Soos wat lyk ek? Soos 'n pa. Ek's 'n pa. Okay? So nommer 5 is eer jou vader en jou moeder. Sien julle die pa? Sê jy kan onthou, 5. So elke keer as jy 5 sien jy vir my. Eer jou vader en jou moeder. So ouer ek gaan word, hoe meer gaan jy sien, dit gaan so gaan. Alright, so, eer jou vader en jou moeder. Ja, kom ons kyk daar, as ons so bietjie daar gaan, daar is die pa. Eer jou vader en jou moeder. Laat my hoed afval, precies man, is in die kerk. Goed, 5, eer jou vader en jou moeder. En wie wat is die ongelooflike van eer jou vader en jou moeder? Daar's 'n belofte by. Wie ken die belofte? Wat sê hierdie belofte? Daar sal verleng word. So ek die volgende een, so die volgende een vir ons wys. Daarso. Dis enigste gebod met 'n belofte dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here vir jou gee. Ek wonder daarom. Ek het al 'n snaakse uitlegte gehê vir hierdie teksvers. Party mense sê as jy na jou pa en jou ma luister, dan gaan jy baie oud word. Nou wonder ek by myself, as ek nou na die Bybel kyk, daar was 'n ou met die naam van Jakobus. Hy was een van Jesus se disippels gewees. Jong mannetjie. Hy en Johannes word geroep. Jong manne wat vir die Here volg. Jakobus. Jakobus is skaars in Handelinge. Toe word Jakobus se kop afgekap. Nou julle dit deur Herodes. Was Jakobus iemand wat sy pa en ma nie geëer het nie? Nee. Okay, so ek dink is dit ontsmerd daai. Waaroor gaan hierdie teksvers dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here vir jou gee? Wat beteken dit? Beteken Moses sê vir hulle, julle moet luister wat julle paas vir julle onderrig in die woord van die Here. Dis waaroor dit gaan. Luister na die woord van die Here wat oorgedra word van die paas en die maas na die kinders, na die kinders, na die kinders. Die paas en die maas moet geëer word en hulle uitdra van die evangelie. Moet ek na my pa en ma nog steeds luister ook? Ja! Alright, maar wat is die belofte gedeelte?
Die belofte gedeelte gaan daaroor dat my dae verleng sal word in die land Kanaan. In Kanaan sou hulle lank bly woon, solank as wat hulle na die gebooie van die Here luister, wat Moses vir hulle vertel het. Wat sou gebeur as hulle nie na die gebooie geluister het nie, gedoen het wat God van hulle vra het in Kanaan nie? Hulle sou weggevoer word. Het hulle geluister? Nee, wat het gebeur? Hulle is weggevoer. Ok, so, as ons dink wat die belofte vir my vandag is ek moet elke dag luister na die woord van die Here. Ek moet daarna luister. Die wonderlike is, wat 'n ongelooflike land word vir my beloof, is dit nie? Word die ewigheid beloof. Ek moet gehoorsaam wees aan dit wat oorgedra word aan my. Sê julle dit onthou? Ja. Ok, die volgende ene. Ek wil die volgende ene gou kry. Hierdie een het daar as ongelukkig geen klappers in nie, maar blykbaar sê hulle jy kan hom doen, maar is net omdat hulle sê, want hy kan dit doen nie. Maar jy kan hom so sien. Alright. Nou ek het gedink, as jy nou mooi kyk na hierdie ene, nê, en jy kyk so, soos wat lyk hy vir jou? Soos 'n 6, nê? Kom ons kyk daar, mooi lyk hy daar. Daar is die reguit lyn, en kom ons kyk, daar is hy. Dit is die 6, ok. Die 6 is, jy mag nie moord pleeg. Hey, kassies. Ek is baie lief vir julle, hoor. Ja, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie moord pleeg. Nou sê die Bybel die volgende. Luister gou hierna. Kom ons kyk die volgende een. Matteus 5 vers 22. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat kwaad is vir sy broer, en nou kan jy sommer by jou fisiese broer en suster ook kry. Is jy kwaad vir hulle? Is jy kwaad vir iemand? Is jy kwaad vir iemand? Daar sal staan, elkeen wat kwaad is vir sy broer, strafbaar voor die reg is. En wie vir sy broer sê raka, is strafbaar voor die Sanhedrin. En wie sê jou dwaas, is sommer sleg, jy's dwaas, is strafbaar in Gehenna met sy vuur. Dit beteken die hel. So moet jy kwaad raak vir mense? Moet jy mense lelik sleg sê? Nee, jy moet nie, nee? En wat is dit? Dit is die 6de gebod. So as jy daarna kyk, kan jy sien. Dis die 6de gebod. Ons maak so. 6de gebod. Ok, die 6de gebod is skiet. Nee, die 6de gebod sê jy mag nie skiet nie. Nee, jy mag nie skiet nie. Alright, dis die 6de gebod. Kom ons kyk of ons almal kan onthou. Die eerste gebod is? Ja. Tweede gebod is? Ja. Derde gebod is? Ja. Vierde gebod is? Vyfde gebod? Alright. 6de gebod is? Okay, so, hoe vorder ons? Gaan julle almal hierdie kan onthou? Ja, alright, goed. Kom ons kyk na die volgende ene. En jy kan nie glo nie, ek het my byl by die huis gelos. Ai, alright. Die 7de gebod, kan jy sien hoe lyk 'n byl altyd soos 'n 7? Jy het gesien. Nou, kyk wat gebeur. Hier is 'n man en vrou en hulle is baie lief vir mekaar. Hulle staan voor die kansel en hulle sê, ons beloof trou, vir lewe en vir sterwe. En ons sal mekaar nie los nie. Beloof jy dit voor die gemeente? Ons beloof. Klomp maande later, of paar jare later, dan is dit ewe skielik, nou wil hulle skei. En wie wat, ek het al vir julle gesê, maar wie wat gaan ek doen? As ek 'n reël kan maak, dan maak ek die reël soos volg. Ek sal vir jou trou, maar die oomblik as jy wil skei, dan nooi jy almal uit wat by jou eerste troue was. En jy koop al die persente wat hulle vir jou gekoop het. En dan nooi jy hulle en jy gee hulle persente vir hulle terug. Hoe daai? Alright, so ons gaan so 'n bietjie reëls maak. Maar ek sal dan ook nie vir jou skei nie. Want die Here sê, jy mag nie. Daar's hy, kom ons gaan nou verder. Daarso, kom ons maak hy 7 gou daar. Daar's hy, en dan maak ons hom verder. Alright, druk hom maar weer.
Daar is hy, middelleer. Goed. So, die 7de gebod is, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie skei nie. Nou kyk na die volgende teksvers net gou dan. Matteus 19 vers 6, sodat hulle nie meer 2 is nie, maar een vlees. Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Kom ons kyk na nog 'n teksvers. Hierdie is oulik om 'n bietjie paar teksverse te lees. Want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde. Okay? So, daar was 'n wet wat plaasgevind het. Man en vrou het mekaar getrou, daar is 'n wet, hulle is getroud. Goddelike wet. Maar as die man sterwe, is hy ontslaaf van die wet van die man. So wanneer is hy ontslaaf van die wet van die man? As hy sterwe. Okay. Daarom dan, as sy 'n ander man sin word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egbreekster genoem word, maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egbreekster is as sy 'n ander man sin word nie. So wanneer mag sy skei? Kom mense, hier is nie moeilike vrae nie. Wanneer mag sy skei? Sy mag nie, tensy haar man, of as die man die vrou dood is. Alright, en jy mag nie moord pleeg nie, so daar is ook nie dit nie. Ek weet waar julle gaan. Goed, kom ons kyk na die volgende een. 1 Korintiërs 7 vers 39. 'n Vrou is deur die wet gebonde solank as haar man lewe, maar as die man ontslaap het, is sy vry om te trou met wie sy wil, maar net in die Here. Daarom, jy mag nie trou met iemand wat 'n kind van die Here is. Jy mag nie met iemand anders te trou nie. Daarom is dit belangrik as jy wil trou. Julle twee, mooi luister nou op hierdie stadium ook. So, as jy wil trou en jy wil my kom sien, is dit belangrik om te sê, ons al twee is kinders van die Here. Alright, so is dit wonderlik. Dis baie duidelik dat dit is die manier wat die Bybel van ons vra. Goed, is julle almal met my? Kom ons kyk gou of ons almal onthou. Ons is nou by nommer 7. Kom ons kyk of ons kan kyk. 1. Net een God. 2. Ja, 3. Maak naam van die Here heilig gebruik. 4. Ja, 5. Eer jou vader en jou moeder. Onthou net altyd die boek. Baie goed. Goed. Dan nommer 6 is mag jy moord pleeg nie. 7 is daai byl, die byl. Okay. Alright, ek het mense nodig om my hier te kom help. Wie gaan my kom help? Kom. Die mense van Benoni moet maar gereeld toegesluit word. Kom ons maak dit goed. Daar is hy. Sal so om. Wat se fout het jy gedoen? Wat het jy waar jy in gebreek? Iets gesteel? Niks nie. Okay. Hy het niks gesteel nie. Maar is dit nie wonderlik die boeie? Daar sê jy kan weer gaan sit. Alraai. Wonderlik, baie dankie. Die boeie lyk soos 'n 8. Jy mag nie steel nie. Okay, so kom ons kyk die volgende een. Daar's hy. Die boeie sê jy mag nie steel nie. Jy kan maar weer druk daar. Goed. Alraai, dis almal daar by my. Alraai, sê julle dit kan onthou. Kan ons weer onthou van nommer 1 af? Wat nommer 1? Kan julle onthou wat Shema? Kan julle onthou? Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Mooi, goed, fantasties. Okay, nou nommer 2. Wat is nommer 2? Ja, nommer 3. Here se naam heilig gebruik. Nommer 4. 5. 6. 7. En 8. Alright, goed. Nou, gaan ons na die volgende ene toe. Kom ons kyk of ons die volgende ene kan kry. Daar's hy. Het jy al ooit met 'n verskillende note, as jy nou klavier kan speel, dan kyk jy na note, nê? Dan kyk jy na die note. Ta 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 ta. Hierdie kant gaan hy lyk hy soos daai nou, gaan daai kant op. Maar as hy die kant toe gaan,
Dan draai hy daai om. Hy lyk soos 'n nommer 9. Okay, dit is 'n noot. 'n Noot. Nou kry jy 'n goeie noot. Hoor 'n goeie noot. Okay, dis 'n goeie noot. Het jy al 'n vals noot gehoor? Dit klink soos Tarzan, nee. Ja. So dis 'n vals noot. 'n Vals noot. Jy kry 'n suiwer noot. Kom ons kyk of almal van julle 'n suiwer noot kan maak. As jy laag is, kan jy sê ha, maar as jy hoog is, kan jy sê ha. Okay, en dan 'n vals noot. Okay, 'n vals noot. Wie wat sê hierdie gedeelte vir ons? Die 9de gebod sê jy mag nie valse getuienis gee nie. Jy mag nie valse getuienis gee nie. Okay, so, dit klink omtrent soos die volgende. Ons gaan 2 Bybelsgedeeltes saam lees. Valse getuienis, daar's 'n valse getuienis, jy mag dit nie gee nie. Kom ons maak ons Bybels oop by 2 gedeeltes wat ons saam gou lees. Deuteronomium 19. Deuteronomium 19. Deuteronomium 19. Ons gaan nou lees, ek het die teksverse daar geskrywe, 15. Ons lees al van vers 15 af, luister baie mooi. Daar mag nie net een persoon as getuie optree teen iemand in verband met enige misdaad, enige sonde of misdaad wat hy begaan het nie. Jy mag nooit net een getuie hê, nooit nie. Alright? Baie mense sê, maar wat daarvan as iemand 'n moord gepleeg het en een ou dit raak gesien, maar daar was nie 'n tweede ou nie. Lieweste laat daai persoon vrygaan. Hy gaan voor die Here eendag staan as wat hy geoordeel word en is vals. So, die Bybel sê altyd 2 getuies. Altyd 2 getuies. Slegs op gesag van 2 of 3 getuies sal 'n saak vasstaan. As 'n kwaadwillige getuie opstaan en 'n vals verklaring teen iemand aflê, moet die 2 wat die skuldpunt het in die teenwoordigheid van die Here gaan staan voor die priesters en die regters wat daar in die tyd sal wees. Die regters moet dan noukeurig ondersoek doen en as dit blyk dat die getuie inderdaad 'n valse getuie is wat vals teen sy volksgenoot getuig het, dan moet hulle met hom doen wat hy beplan het om met sy volksgenoot te doen. Jy moet die kwaad by jou uitroei. Okay, so, kom ons sê iemand beskuldig iemand anders en hierdie persoon sê, daai persoon het my seer gemaak. Daai persoon het van my gesteel. En die regter kom agter, dit was 'n leuen. Wat moet gedoen word? As die diefstal, iemand wat diefstal het, 10 jaar in 'n tronk moet sit, dan moet die persoon wat daai persoon beskuldig het van diefstal en dit was vals, moet hy vir 10 jaar in die tronk gaan sit. Dink jy nie ons tronke gaan bietjie begin leeg raak? As jy dieselfde vonnis vir jou geld wat jy vir die ander persoon wil gee. Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Eksodus 23. Eksodus 23. Eksodus 23. Luister wat sê hierdie gedeelte. Eksodus 23 vers 1. Jy mag nie valse gerugte versprei nie. Moenie saamspan met 'n skuldige deur 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag nie die meerderheid volg in 'n verkeerde dade nie. Jy mag nie 'n saak getuig en die reg verdraai deur jou by die meerderheid te skaar nie. Kyk, jy mag nooit by die meerderheid gaan staan omdat hulle iets sê nie. Dit is my ongelooflik hoeveel navorsing al gedoen is dat mense in 'n groep, daar's 'n hele groep en dan sit hulle een ou weet nie daarvan nie. En dan is hierdie klomp mense by mekaar en dan sê vir hulle, ons gaan vir jou sê, hierdie kleur is rooi. Nee? En dan moet almal vir julle sê, dit is blou. En die hoeveelheid mense wat draai, wat dan inkom, ja, enkeling, wat inkom en hulle hoor almal sê dit is blou en hy sien is rooi, maar hy besef almal sê dit is blou, dan sê hy ook is blou. Okay? Meerderheid vorm mense.
Jy moet nooit, dis kind van die Here. Dis hoekom so kinders van die Here van die beste leiers is. Hoekom is kinders van die Here van die beste leiers? Want hulle is bereid om alleen te staan. Is bereid om alleen te staan. Goed, so moet nooit by ander mense gaan staan, net omdat hulle iets sê wat verkeerd is en jy weet is verkeerd nie. Vers 3. 'n Arm persoon mag jy nie in sy regspraak bevoordeel nie. So jy mag nie 'n ryk persoon bevoordeel nie, jy mag ook nie 'n arm persoon bevoordeel omdat hy arm is nie. As baie keer is daar tye wat die ryk man bevoordeel word. Baie keer is ook daar tye wanneer ons die arme man bevoordeel. Net omdat hy arm is. Albei is gruwelik voor die Here. Hy haat dit, hy wil nie ons moet dit doen nie. Vers 6. Jy mag die reg van die behoeftige by jou nie verdraai in hulle regsaake nie. So dis nommer 9. Nommer 9 sê, jy mag nie valse getuienis af lê teenoor jou naaste nie. Kom ons kyk nommer 10. Ons by nommer 10. Nommer 10. Het jy al gesien, jy kry 2 tipe geldstukke. Jy kry rondes, dit is daai muntstukke. En baie keer dink ek die muntstukke is meer werd as die res. Maar dis nou maar my opinie. Maar dan kry jy van hierdie, en dis die note. Die note is altyd so reg op stuk. OK. Die note laat my altyd dink aan 'n 1 en die muntstukke laat my dink aan 'n 0. Kom ons kyk daar. As ons dit mooi. Daar's hy. 10. OK. Dit is die getal 10. En die getal 10, die 10de gebod sê jy mag nie begeer nie. Jy mag nie begeer nie. Jy mag niks van iemand anders te begeer nie. Niks nie. OK? Jy mag nie iets begeer nie. Baie keer as jy jou maatjie het 'n karretjie, dan sê jy ek wil daai karretjie. Baie jou maatjie het 'n pop, dan sê jy ek wil daai pop hê. Jy mag nie begeer nie. Ek moet sê dankie Here dat hulle dit het en U is in beheer van alles, nê? Ek mag nie begeer nie. Wie van julle begeer? Het al begeer in die laaste week? OK. Daar is 'n ander gebod wat sê jy mag nie lieg nie, nê? Goed so. Moenie begeer nie. Alraai, moenie begeer nie. Ons mag nie begeer nie. Alraai, maats. Ek wonder of jy gereed is. Ja, kom altyd. Nadat jy geleer is, moet jy toets skryf. Dit is die reël. Dit is die reël. So wat ek gebring het is ons het smarties. OK. So jy hoef nie te worry nie. Jy's nie 'n verkeermannetjie nie. Jy gaan nie die mekaar raak hier nie. So, maar wat ek wil hê is ek wil hê jy moet die teksverse wat ons nou gaan sê, elke een van die gebooie moet jy mooi kan onthou. Kom ons kyk eers en ek wil sommer hier oopmaak. Kom ek kyk eers. Is daar van julle wat vir my daai kan sê die heel eerste nommer 1 wat vir my mooi kan vertel wat dit is in Hebreëus? Ek gaan vir jou 'n boksie smarties gee. As jy vir my daardie ene kan opsê. En kom ek sê vir jou wat? Omdat jy so slim gaan wees, gaan ek vir jou 2 gee. En as jy 3 by jou familie het, gaan ek vir jou 3 gee. So wie van julle is bereid om daai ene? Want dit is 'n moeilike een. Maar jy gaan moet staan en jy gaan moet dit hardop sê. Alright. Wie is daar wat bereid is om dit te sê? Kom, steek jou hand op. Julle 2 gaan ek gaan julle baie moet help. Maar ons gaan nou by julle uitkom. Ons gaan maklike vrae vir julle vra. Enigiem, ja. Nee, jy kan maar sit. Anders te verloor jy alles tussen staan. Shema, Israel, Ja, you know? Beautiful. Ek weet 2 gee. Dit was 60%. Wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Jy kry net gewoonlik die 90s. Maar ek gee vir jou 60. Is daar nog iemand wat 60%? As jy hom net 'n rekening ken, gaan ek jou 30% gee en dan pluk jy, dan moet jy maar oorkom vir volgende keer. Wie wil nog een sê? Wie jy probeer? Ja? Dit is baie goed. Jy het meer as 60%, maar ek kan hom nie deel nie. Baie goed. Alright, wonderlik.
Is daar, ek wil net nog almal kans gee. Is daar nog iemand wat wil dit opsê? Wil jy dit? Okay. Shema, Israel, Yahweh, Israel en Ja, weet. Jy het ook 60%. Baie mooi. Ja, dis wonderlik as jy onthou, dit is wat mense moet onthou. Daar is net een God. Vader, Seun en Heilige Gees, maar een God wat ons aanbid. Dis ongelooflik as ons dit ken. Goed. Nou kom ons kyk of ons almal kan deurgaan. Ek wil miskien moet ons dit een keer saam deurgaan en dan gaan ek vir julle begin vra. Alright. Dan gaan ons kyk wie van julle ken dit. Alright. Kom ons kyk gou weer. Alright, 2, 3, 4, ja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, fantasties. Nou wat ons gaan doen is ek gaan vir jou kans gee. Die eerste een wat opspring of jou hand opsteek, gaan ek vir jou vra. So ek gaan gebooie opnoem. Ek gaan sê nommer en jy moet sê wat die een dit is. Wat daai een se betekenis is. OK. 5. Dan sê. Alright. Goed. 7. Ek sal maar vir jou gee, Johan. Alright. 3. Daar sê. 2. Gabriel, jy ook. Asai. Sorry. So rude. Ek weet by die jy mag nie by die tafel rondgegooi het as die kind was. Dankie. Alright. Kom ons dink gou nommer 10. Ek gaan nie dit weer doen. Good. Alright. So kom ons gaan gou en ons kyk gou deur almal en ek gaan weer van voor af kom dat ons gou mooi dit kyk want ek wil hê julle moet almal onthou. Nommer 1 is net een God. Nommer 2 is geen gode aanbid nie. Nommer 3 is naam eintlik gebruik nie. En wanneer doen ons dit? Kom ons gaan net gou terug. Wanneer doen ons dit gou? Die Here se naam eintlik gebruik. Wanneer doen ons dit? As ek sê ek is 'n kind van die Here en ek leef nie so nie, nê? Dis die meeste kere hoe ons daai gebod oortree as kinders van die Here. Kom ons gaan na die volgende een toe. Jy moet Sabbatdag heilig. 5. Daar sê 6. Ja, 7. Ja, 8. Ja, 9. Ja, 10. Alright, so julle ken nou almal van hulle. Kom ons kyk gou. Ek gaan hierdie 2% weggee vir wie ook al dit wil hê. Wie kan gou vir my sê, wie wat is lekker wat jy kry saam met jou boeie? Sleutels. Hoe's daai? Alright. Goed. Wie kan vir my gou sê van die kinders? Wie kan gou vir my sê? Almal onder die ouderdom van graad 2. So jy moet nou vir my sê, waarvoor staan hierdie 2 boeie? Wat se gebod is dit? Jy mag nie steel nie. Daar's hy. Alright. Pas op as een van julle dit vergeet, nee. Goed. Wie wil 'n geweer en dromme is goed is gewoonlik wat paas nie koop vir hulle kinders. Maar die ouma en die oupa like dit vir hulle. Goed, so, wie kan vir my sê die 6ste gebod? Wat was die 6ste gebod? Okay, jy kan maar. Ja, daar's hy.
Toe maar, hy kan maar vir Stefan gee. Alright, dankie julle. Nou, wonderlik. So, in die vervolg gaan ons onthou, dit is wat die Here vir ons leer, rondom die gebooie, hoe ons moet leef. Kom ons kyk gou baie mooi. As ons dink oor afgode aanbid, wanneer maak ek van iets 'n afgod? As dit belangriker is as God. Nee, as die Here vir my sê, ek moet sekere dinge doen, en ek is bereid om dit een kant toe te skuif, en ander dinge raak vir my belangriker, dan is ek besig om afgode te aanbid. Ek moet dit nooit doen nie. Alright, onthou jou lippe. Asseblief, moenie sê jy is 'n kind van die Here en jy lewe dit nie. Alright, raak rustig. Een dag van 'n week, raak rustig. As die see sterk is, moenie op hom gaan nie. Bly op die wal. OK, dan luister na jou pa en jou ma. En baie belangrik, luister na die woord van die Here. Doen wat die woord van die Here van jou vra. Moenie vir iemand haat nie. Moenie lelik met iemand nie. Dis nie wat die Here wil hê nie, want as jy lelik is dit soos iemand dood te maak. Jy wil dit nie doen nie. Moet nooit skei nie. Elkeen van julle, as jy eendag jou vroutjie het, bid vir haar, bid Here dat ek 'n wonderlike man vir haar sal wees, dat ek vir haar sal lief wees. Meisies, jy bid vir jou man, sê Here, mag ek 'n wonderlike vrou vir my man eendag wees, mag ek lief wees vir u. En dan trou jy met 'n kind van die Here. Want die Bybel sê, jy mag nie skei nie. Moenie eers my kom sien daaroor nie. OK? Jy mors jou tyd. Daar was al mense wat dit getraai het. Ek gee nie om wat jou vrou of man gedoen het nie. En dan belangrik, moenie dink aan moord nie. OK? Jy mag dit nie doen nie. So moenie skei nie. Alright, moenie steel nie. Moenie ander mense se goed steel nie. En as jy van iemand anders te afskrywe in die eksamen, dan is jy besig om te steel. As jy ander man se werk vat, is jy besig om te steel. Jy mag nie steel nie. Dan valse getuienis. Moenie sleg praat van ander mense nie. Vertel altyd die waarheid. Moenie begeer nie. Alright, kom ons buig ons hoofde saam. Dankie Here vir u wonderlike liefde. Ons is so bly om u kinders te kan wees. Om te kan weet Here dat u in ons lewens leef. Ag Here, dat ons werklik waar sal lewe volgens u woord. Dankie dat hierdie 10 gebooie nou deel van ons is. Dat ons dit sal onthou. Dat dit ons sal toepas in ons lewens. Dankie Here Jesus, dat as u vir ons iets sê, gee u dit vir ons, omdat u die beste vir ons wil hê. Ons loof en ons prys u naam. Amen. Alraai, jy het nou kans gehad. Nou wil ek hê